Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n hartlike welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondagoggend ingeskakel is na die erediens uit Geloof in Aksie gemeente. Vader, U leer ons uit U woord in Hebreërs 11 vers 1 om te glo om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. In 1 Timoteus 6:12 in die Amplified staan daar: Fight the good fight of faith. Geliefdes, barmhartigheid en vrede aan elkeen van julle, van God ons Vader, en Jesus Christus sy Seun, en mag dit ook op hierdie Sondag vir julle ryklik vermenigvuldig word, deur die inwonende krag van die Heilige Gees wat in elkeen van ons woon. Amen. Nou geliefdes, dit waaroor God vanoggend met jou en my wil praat uit sy woord uit, is eintlik in 'n sekere opsig half 'n scary boodskap. Dis hoe ek het in die begin ervaar het toe God dit met my deel, maar dit ek besef, dit is so relevant vir elkeen van ons. Ons moet dit kan hoor. God sê ons moet geloof hê. En ons het al so baie met mekaar gepraat en gesels oor geloof. Maar weer sê ek besef in hierdie afgelope tydjie dat ons het nog nie eers by die punt van geloof uitgekom nie. God sê ek en jy moet geloof hê wat die hel sal herken. En daarom, geliefdes, praat God vanoggend oor geloof, want God is nooit klaar met geloof nie. Want die enigste ding in hierdie lewe wat God beweeg, wat sy hand laat beweeg, is net geloof. Faith talk. Om geloof te spreek is die enigste ding waarop God reageer. Geliefdes, ek en jy kan rondspring, ons kan bid dat ons knie eintlik duike in die vloer maak. Jy kan vas totdat jy voel jy kan nie meer nie. Dit gaan God nie beweeg nie. Net geloof alleen beweeg God. En geliefdes, vandag wil God praat oor, kan jy, dis 'n vraag wat God vra, kan jy geloof hê wat die hel sal herken? Want ek en jy moet geloof hê wat die duiwel en demone herken. Ons moet geloof hê wat die hel nie sal kan ignoreer nie. En vandag gaan dit in die woord, gaan God dit vir ons wys in sy woord waar dit staan. Want alles moet uit die skrif bevestig word wat ons bedien. Niks anders, God sê niks anders as geloof wat jy van God wil hê nie. Geloof sal dit vir jou kry, as jy kan staan aan geloof. Nie jou werke nie, nie jou dade nie, niks nie, net geloof. En ek glo nie net ek nie, maar elkeen van julle wat hierdie woord hoor wil 'n verhouding met God hê, 'n lewende, intieme verhouding. En daarvoor, geliefdes, het ons geloof nodig. Elkeen van ons wil God se hand sien beweeg in ons lewe, nie waar nie. God sê, het geloof daarvoor nodig, om dit te kan sien. En God sê weer, ons moet geloof hê wat die hel sal herken. Dit is die geloof wat ek en jy veronderstel is om te hê. Kom ons gaan daar na Handelinge 19, daar vanaf vers 13. En ek is oortuig, dalk het jy hierdie skrif al baie gelees. Baie keer het jy het gelees, maar net bo dit gelees. Maar God het gestop by hierdie skrif, terwyl hy met my gepraat het. Handelinge 19 vers 13 staan daar: En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor diegene wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Vers 14.
Dit was sekere 7 seuns van Skewa. Hy was 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees, luister baie mooi, het geantwoord en vir hulle gesê, Jesus ken ek. En van Paulus weet ek. Maar julle, wie is julle? En toe praat die demoon met hulle en sê, ek sê weer, Jesus ken julle, Paulus ken ek, maar wie is julle? Onthou, daardie man Skewa was 'n priester, so hy was veronderstel om die woord van God te ken. Kom ons lees verder, vers 16 tot 18. Toe spring die man in wie die bose gees was, op. Hulle en hy oormeester hulle. Hierdie bose gees het bo op hulle gespring. Hy het hulle oorweldig, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis uitgevlug het. Vers 17, en dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke, wat in Efese woon, en vrees het op almal van hulle geval. En die naam van die Here Jesus is groot gemaak. Vers 18, en baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen, en hulle dade, wat verkeerd was, bekend gemaak. Ons lees hier, hulle was 7 manne. En die demoon het op almal van hulle gespring, en hulle die pak slaaf van hulle lewens gegee. Dit is hoekom hulle eintlik verwond en naak uit daardie huis uit gevlug het. Geliefdes, luister baie mooi vanoggend. God gaan vir jou die waarheid vandag vertel oor geloof. God sê, weet jy dat die hel geloof het? Ek weet jy voel om te sê, wat? Wel, dit is hoe ver geloof gaan. Die hel het geloof in God. Kom ons bly na Jakobus 2 vers 19. Daar staan, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. So, die hel het geloof in God, maar dit gaan verder. Die hel het ook geloof in Jesus. Kom ons bly na Handelinge 19:15. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek. En van Paulus weet ek. Maar julle, wie is julle? Luister geliefdes, daar is 3 soorte geloof wat die hel het. Die hel het geloof in geloof, vervulde gelowiges. Kom ons lees gou vers 15. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, dis die tweede een. Die derde een, maar julle, wie is julle? Hoekom Paulus? Hoekom lig die skrif Paulus hier uit? Omdat Paulus 'n geloofsvervulde gelowige was. En as ek en jy ook geloofsvervuld is, luister mooi vanmôre, dan het die hel ook geloof in jou en in my, en hulle sal ons nie aanraak nie, is dit nie awesome nie? God gaan verder, die hel het geloof in God, want hulle weet wat God kan doen. En daarom sal hulle God nooit aanraak nie. Die hel het ook geloof in Jesus, want hulle weet ook wat Jesus kan doen. En die hel het geloof in geloofsvervulde gelowiges, want die hel weet ook wat hulle kan doen. Waar bevind jy jouself op hierdie oomblik, op hierdie Sondagmôre? Die vraag is, Skewa, daardie owerpriester, die hoof van die owerpriesters, het wel uitgegaan in geloof, om geeste uit te dryf, nie waar nie. En hy het vir die ander gesê, kom saam met my. Kom ons gaan in geloof en ons doen dit. Is dit nie soms wat met ons as mense ook gebeur nie? Ons sê ons het geloof, maar dan word ons aanhoudend geslaan in ons gedagtes, in ons gevoelens. En dit waarna ons
kyk en in wat ons glo. En dan sê ons maklik, maar ons het geloof, Here. Wat van Skewa, hy het ook geloof gehad. Hoekom is hy dan so uitmekaar uitgeslaan? Liefde is 'n vraag wat ons of 'n stelling wat ons as mense baie maak, is om te sê, ek het geloof gehad en dit het nie gewerk nie. Kom ons gaan terug na die woord in Handelinge 19 vers 13. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om in die naam van die Here Jesus Christus te noem oor die bose geeste, die wat hulle gedink het dat bose geeste in hulle het. Hulle het gewaag om Jesus se naam te doen. Hulle het gesê die naam van Jesus nie waar nie. Maar kom ons gaan so 'n bietjie verder aan. Want ons kan niks doen, ons weet dit, as ons dit nie noem in die naam van Jesus, doen in die naam van Jesus Christus nie. En hulle het gesê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Hulle het gesê, die naam van Jesus nie waar nie. Maar kom ons gaan so 'n bietjie verder. Die woord wat verder uitstaan in hierdie skrifgedeelte is verkondig. Ander vertaling sê preek. Want dit is wat hulle Paulus gesien doen het, nie waar nie. En geliefdes, dis daar waar die fout lê. Dis daar waar die probleem is. By ons vandag. Hulle het nie hulle eie geloof gehad nie. God sê, ek en jy kan nie met vals geloof in die naam van Jesus, of in die naam van God, of selfs die naam van jou godsdienstige leier spreek nie. God sê, ek en jy moet ons eie geloof hê. Selfs nie eers wanneer God praat nie, want dit is geloof in God. Jy kan nie op God se geloof staan nie. Want dit sal jou geloof vals maak. Jy moet jou eie geloof hê. Geliefdes, dis baie keer soos kinders wat sal sê, maar ek is okay, of ek sal okay wees, want ek het regtig gelowige, geesvervulde ouers gehad, en ek weet hulle bid vir my. God sê, jy kan ook nie op jou ouers se geloof staan nie. Dit is valse geloof, en die hel sal daardie valse geloof herken. Hulle herken Jesus se geloof, God se geloof, Paulus se geloof, maar jy, wie is jy? Ek kan maklik sê, ek is godsdienstig. Ek gaan elke Sondag kerk toe. En ek weet, ons het 'n gelowige prediker. Geliefdes, besef jy, dat wanneer dit kom by dit wat regtig tel, geloof, dit is wat regtig tel, en die hel erken dit nie. En dit is hoekom so baie gelowiges as ware deur die vyand aangerand word. Die duiwel gee jou 'n pak slaaf van jou lewe elke dag, net omdat jy op iemand anders se geloof wil staan. Op hierdie punt het ek duidelik hoor hoe die Heilige Gees vir my vra, waarom is so baie mense op aarde, hulle lewens eintlik in 'n gemors? Hulle hardloop na sielkundiges, en dan sê hulle, maar ek het geloof. God sê, jy en ek word aangeram deur die vyand, omdat ons geloof herken moet word. Nie deur wat jy hoor nie, of deur wat iemand anders verkondig nie, deur jou en my eie geloof, sê God. God sê weer, ons as mense word as ware in hierdie lewe uit mekaar uitgeslaan, omdat ons op verlossing staan. Ons staan op godsdiens. Ons staan op 'n kerk. Ons staan op ons godsdienstige leiers. Ons staan op die geloof van Moses. Ons staan op die geloof van Abraham, die geloof van Dawid. Geloof van Jesus, van Paulus, Elia, Elisa. Jy staan selfs op die geloof van Noag.
en jy word uitmekaar geslaan in hierdie lewe. Jy kan dit nie verstaan nie, en dan sê jy, maar Here, ek het geloof. God kom vra vanoggend, is dit jou eie geloof? Is dit jou eie geloof? Kan jou geloof selfs deur die hel herken word? Geliefde Skewan, 7 van sy seuns, is deur een demoon stikkend geslaan. Want Skewa het gesê in die naam van Jesus wat Paulus verkondig. En hulle is geslaan. Geliefdes kerkgangers, hoor my hart vanmôre, word uitmekaar geslaan. Wanneer dit by geloof kom, dan sê hulle, ek staan op wat my pastoor of my dominee preek. Ek staan op dit hoe my kerk my laat voel. Die duiwel kom en hy gee hierdie pak slaaf van jou lewe, hy slaan jou bloedneus. Skewa en sy seuns het met geloof uitgegaan, maar dit was nie hulle eie geloof nie. En daarom het die demoon hulle nie herken nie. Jesus, ek weet hy het geloof. Paulus, ek ken hom, en ek weet hy het ook geloof. Maar jy, wie is jy? Ek weet nie waar jou geloof is nie. Ek gaan jou so slaan, sê die vyand, dat jy nie eers in genesing langer sal glo nie. Dat jy nie sal kan glo dat God goed is nie. Dat jy nie eers sal kan glo dat God alles kan doen nie. Die demoon sê, ek sal jou wys, want ek sien nie jou geloof nie, en verseker, herken ek nie jou geloof nie. Geliefdes, hierdie is scary. Hierdie is scary. En dis hoekom ons sukkel, want ons dink ons weet alles van geloof af, maar eintlik sê God weet ons niks. Wel, dit is wat God my baie duidelik gewys het. En daarom sê God, dit is tyd dat diegene wat in God glo, regtig in geloof sal begin staan, maar in hulle eie geloof. Nie in iemand anders se geloof nie. Luister, moenie langer op iemand anders se gekruisie geloof staan, en dan die seëninge daaruit verwag nie. Daarom sê so baie van ons elke dag, ek is emosioneel, ek weet nie hoe om met my gevoelens te cope nie, ek weet nie hoe om van die pyn in my liggaam ontslae te raak nie, ek weet nie, en wat ek nie verstaan is, ek weet dat my ouers het geloof gehad, en ek glo ek wandel in geloof, maar het voel asof dit nie werk nie. Hoekom nie? Geliefdes, hier is alles dinge waarmee ons as mense op 'n daaglikse basis worstel. Luister geliefdes, hoor asseblief my hart vanoggend. Dis nie wat ek sê nie. God sê dit in sy woord. Die duiwel gaan die hel uit jou uitslaan, want hy kan nie jou geloof herken nie. En daarom is jy gestak. Jy ervaar nie geestelike groei nie. Dit voel asof jy nêrens heen beweeg nie. God sê, kry jou eie geloof. Want jy weet wat met jou gebeur het, elke keer wanneer jy teruggaan na jou verlede toe, want dit is wat mense doen. Mense kom nie los van hulle verledes nie. Of dit is dan maar hoe ek is. Nee. Jy kan maklik sê, maar ander mense verstaan nie waardeur ek gegaan het nie. Verskoon tog. Liefdes, dit is omdat die hel jou nie kan herken nie. Dit is hoekom die hel jou nou letterlik uitmekaar uitslaan. Dit is hoekom jy heeltyd gevoelens en emosies het. God sê op hierdie sonnagoggend, besit jou eie geloof. God sê, dis tyd dat jy nie langer kan sê, ek het crazy geloof nie. Besit daardie crazy geloof. Mense kan maklik sê, hoe ek het geloof, want dit werk vir my vriendin. Ja, dit werk vir hulle, want hulle het hulle eie geloof. Geliefdes, dit het gewerk vir Paulus, vir Jesus, vir God, vir
Moses, vir Noag, vir Abraham, want almal van hulle het hulle eie geloof gehad. En toe God vir Moses sê, Moses, wat is in jou hand? Toe sê hy 'n staf. En God sê vir hom, gebruik dit. En daardie oomblik het Moses sy eie geloof besit. Hierdie staf het hy geweet gaan die see oopmaak, want ek het geloof, my eie geloof, en die see het oopgegaan. Toe Josua voor die Jordaanrivier was die rivier in vloed. En hy moes daardeur gaan met die hele ark en meer as 2000 mense. Het daardie dag deur die water gestap. Luister mooi, nie op Moses se geloof nie, nie op Josua se geloof nie, maar elkeen op hulle eie geloof, dis kom die water oopgegaan het. Waarom dink jy het God in sy woord gesê vir Josua, Josua, Moses is dood, nou Josua? Omdat God duidelik gesê het, Josua, jy kan nie doen wat Moses gedoen het nie. Jy kan nie my mense lei op Moses se geloof nie. Dis weg, Moses is dood. Jy moet jou eie geloof in my hê, Josua. En daarom het God vir hom gesê, hy sal vir jou doen soos wat hy vir Moses gedoen het. Hy sal met jou wees, soos wat hy met Moses was. God sê vanoggend vir jou en my, spreek met jou eie geloof. Sodat die hel jou geloof sal herken en jou nie uitmekaar sal slaan nie. Geliefdes, die mensdom rondom ons, veral gelowiges, word aanhoudend pakslag gegee, omdat die hel nie hulle geloof kan herken nie. En daarom sê God vanoggend, neem eienaarskap van jou geloof, eienaarskap van geloof wat die hel nie sal kan ignoreer nie. God sê vir jouself vandag, op hierdie oomblik, ek kies om van hierdie oomblik af crazy geloof in God te hê, maar my eie geloof, nie iemand anders se geloof nie. Geloof wat nie eers die hel kan ignoreer nie. Maar God vra ook vandag vir elkeen van julle wat luister. Wat maak jy met die takke in jou lewe wat breek? Want dinge in hierdie lewe gebeur. Hoor my hart vanoggend. En takke breek onder ons. Takke breek onder jou en my. God vra, bou jy met daardie takke 'n tempel vir God? Of gooi jy die takke in die vuur? Ons het weer eens elkeen 'n keuse vanoggend. Luister wat Jesus in Lukas 22 vers 31 gesê het. Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar in Handelinge 19 vers 13 het een demoon vir Skewa en 7 ander uitmekaar geslaan en God het dit nie gekeer nie. Daar in Lukas 22:31 het Jesus vir Petrus gewaarsku, luister mooi Petrus, die duiwel vra of hy julle soos koring kan sif. God het nie gesê hy gaan dit keer nie. Hy het gesê, maar ek bid vir julle, ek bid vir jou Petrus, dat jou geloof sal bly staan, dat dit nie sal val nie. Nie die geloof van Moses nie, maar julle geloof. Net daardie een woord, ek bid dat jou geloof sal bly staan. Geliefdes, God het die sleutel deur Jesus reeds daar gegee. Dat as jy nie in jou gedagtes, in jou emosies, in jou verlede, in jou bankrekening geslaan wil word nie, dan moet jy begin om jou eie geloof te hê. Daarom moet jy ook vir diegene rondom jou sê, asseblief besit jou eie geloof, want die hel sal dit herken, jou eie geloof,
Want jy moet geloof hê wat die hel nie kan ignoreer nie. Andersins, sê God vanoggend, as jy dit nie doen nie, maak ekskuus gereed vir die pak sla van jou lewe. Want die hel sal dit nie verby laat gaan nie. Geliefdes, ek sluit af. God sê vanoggend vir elkeen van ons, neem eienaarskap van geloof. Anders gaan die lewe jou pak slaag gee. Dis die enigste keuse wat jy vandag het. Luister, takke wat breek is nie dieselfde as om deur die hel geslaan te word nie. Nie takke wat breek, geliefdes, het niks met jou en my geloof te doen nie. Dit is nie die duiwel wat jou takke breek nie. Dit is deel van die lewe, deel van die sondige natuur waarin ek en jy leef. Ons is mense. Hierdie sondige natuur waarin elkeen van ons leef, die wêreld rondom ons. En daarom sê God, as die vyand jou by jou naam ken, dan moet jy juig en bly wees. Maak seker dat jy nie langer staan op enigiemand anders se geloof nie. Staan op jou eie geloof voor God. Want dit is die geloof wat die hel nie sal kan ignoreer nie. Amen. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën, nie net vandag nie, maar ook in hierdie week wat voorlê. Kom ons ontvang dan nou met biddende harte die seën van die Here, nie uit my mond nie, maar uit God se troonkamer uit. Geliefdes, die Here wil julle seën en julle beskerm. Die Here julle God wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here wil al julle gebede verhoor. Aan julle sy vrede, sy liefde, sy genade skenk. En dit in oorvloed. God seën elkeen van julle. Amen.